Hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël is deur my bloed. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink ter herinnering aan my. Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, en hier's waar ek wil uitkom is, verkondig julle die Here se dood totdat hy terugkom. Elke keer as julle dit doen, verkondig julle. Nou die boodskap vertaling sê dit as volg: as julle dit so doen, is dit so goed soos 'n preek vir almal om te sien wat die dood van die Here vir julle beteken. En ek weet jare terug toe ek so 'n klomp vertaling Bybels gewees, weet voor ons nou die tegnologie gehad het wat ons vandag het, dan wanneer ek nou 'n gedeelte lees, dan het ek al die vertalings Bybels so langs mekaar gesit en uit al die vertalings het ek gelees om die groot prentjie te kry, want die verskillende vertalings sê dit op verskillende maniere. En daarom, in my opinie, is daar nie 'n Bybel wat, ek dink ons moet die Bybel so langs mekaar lees. Ek dink nie, jy weet, een vertaling is goed, een vertaling, maar lees maar en kyk bietjie wat sê die ander vertalings. Maar toe lees ek die lewende Bybel, en dit is nie 'n Bybel wat meer indruk is, maar die lewende Bybel, 1 Korintiërs 11 vers 26 sê, julle moet hierdie brood eet en uit hierdie beker drink totdat die Here weer kom. En dan sê hy dit op hierdie manier. Hy sê elke keer as julle dit doen, en hierdie woorde spesifiek wat sê, wys julle vir almal dat hy gesterf het om vir julle sondes te betaal. So my tema vanoggend uit hierdie spesifieke vertaling wat sê, dan wys julle vir almal. En ek dink dis wat ek wil hê ons moet verstaan, dis wat nagmaal beteken. Jy sien, want nagmaal in 'n groot mate dink ek, jy weet, ons doen maar ons ding. Jy weet, ons raak gewoond aan sekere maniere van dinge. En nagmaal was maar deel van dit. En ek dink dis hoekom dit ook op 'n manier half sy impak in ons lewens verloor het. Want ons het so gewoond geraak aan nagmaal, soos maar net iets wat ons doen. Ek weet daar's kerke wat elke Sondag nagmaal bedien. En ek weet sommige van julle doen dit ook by julle huise. En ek sal nooit hierdie gesprek vergeet wat ek eendag gehad het. Ons het eendag die mense so aangemoedig en gesê, man, bedien bietjie jou gesins, gebruik saam met jou man, jou vrou, kinders nagmaal, man, vrou, kinders saam, gebruik nagmaal. En ek onthou dat iemand na my toe gekom het en gesê het, mag 'n mens dit ooit doen? Jy verstaan, mag ons sommer net nagmaal gebruik? Want daar was op 'n stadium, was dit 'n gesprek geweest, want jy sien hulle het verwys na die Holy Communion, die heilige nagmaal. En toe het ons op 'n plek gekom waar dit net die heilige, wat hulle ook al gedink het, hulle is priesters, heilige vaders, hulle mag die nagmaal bedien het. En dit is eintlik, ek was nie so lank terug nie, by 'n begrafnisdiens in 'n Rooms-Katolieke kerk. In 'n Rooms-Katolieke kerk bedien hulle die nagmaal, maar hulle glo, die groot woord daarvoor is transubstansiasie. En wat hulle bedoel met transubstansiasie is dat wanneer jy hierdie broodjie nou vat en hulle het mos so 'n wafer wat hulle, dan daai wafer word, hulle glo dat wanneer jy hom in jou mond sit, dan word dit die liggaam van Christus. En wanneer jy die kelkie drink, dan word dit die bloed van Jesus. Hulle glo dit regtig tot vandag toe. En daai dag toe let ek op dat, so hulle gooi, dis 'n verskriklike ritueel om hierdie nagmaal op 'n plek te kry waar die mense dit kan gebruik. En dan wanneer dit klaar is, dan moet hierdie priester wat nou daar voor staan, dan hierdie beker waar die nagmaal in is, dan moet hy hom leeg drink. Want hulle kan nie weer berg, dan vee hy daai uit, want hulle is so bang, want die vraag, ek het dit al baie veel vertel, want as die grap van dit is, die vraag is altyd, as daar nou 'n krummeltjie van hierdie wafer op die grond val, en 'n muis eet hom, is die muis heilig, of is die nagmaal onreinig? Jy weet, dis nou die vraag wat hulle altyd vra. En ek kan maar net lag daaroor, maar tog mense maak erns daarmee, en ek wil dit ook nie minag nie, want dit is nie wat my gesindheid is nie. Maar nou onthou ek die man wat eendag, hy was vir lank nie in die kerk nie, en in daai proses het die transisie nou plaasgevind, wat het ons van die regte wyn, die nagmaal wyn beweeg na druiwesap toe. En ons doen dit baie spesifiek, want party mense het 'n probleem met drank. Iemand sê vanoggend vir my, hulle het hierdie mense bedien, en toe hy daai beker so vat, toe drink die eerste ou hom amper leeg, jy weet. Toe sê hulle vir hom, nee, nie so baie, en toe sê hy, maar hy is so lief vir die Here, jy weet, hy wil hierdie beker, en iemand wat vir ook, toe hy nou die eerste keer hierdie toe hy drink, en daar is nie wyn nie, hy vat ook so 'n groot sluk,
En die teleurstelling is groot. Hy sê, nee man, julle het nou al die krag uit die bloed uitgehaal, jy weet, ons nou druiwesap en nie alkohol het nie. Maar te midde van al hierdie goed, dan besef jy eintlik maar, ag, in ons gewoonte, die heilige priester moes dit, en nou die heilige nagmaal, en op die einde van die dag, gaan dit nie oor dit nie. Ek onthou dat ons een Sondagoggend op 'n rugbyveld by mekaar, dit was Paasnaweek, en die oggend ons by mekaar gekom, en die persoon wat verantwoordelik was vir die nagmaal het vergeet om nagmaal, en hy gaan toe kafee toe, en al wat hy kon kry is rooi koeldrank, jy weet. En dis toe wat dit was, en ons het daai oggend nagmaal gehou met rooi koeldrank, jy weet, en saam met 'n broodjie. En wat ek wil sê is, want dit gaan oor die simboliek agter dit, en ons mag dit nou nie vergeet nie. Dat dit 'n heilige oomblik is, dis verseker waar. Maar hierdie word nie die bloed nie, word nie. Al wat dit doen is, dit verteenwoordig iets wat vir my en jou as gelowiges baie, baie belangrik is. En nog 'n ding wat ek besef is dat ons leef in 'n wêreld waar ons probeer om die evangelie verstaanbaar te maak, as jy probeer. Ons probeer dit relevant hou. Ons probeer wanneer ons preek, wel my gevoel in elk geval is, dat 'n ou probeer preek goed wat vir ons regtig werk, nie oor pie in the sky en goeders wat nie relevant is nie. Maar ek besef een ding, en dit maak nie saak nie, ons kan die evangelie so moderniseer as wat ons kan, wat enigstens moontlik is. Maar ons mag nooit wegbeweeg van dit wat Jesus vir my en jou gedoen het toe hy gesterf het vir ons nie. Ons mag nooit ophou praat oor Jesus se sterwe en bloed wat gestort is vir vergifnis, tot genesing, tot vrymaking. Ons mag nooit ophou daaroor nie, want dit sal altyd en altyd 'n groot waarheid in my en jou lewe wees. En daarom is nagmaal, voel dit vir my 'n minimum vereiste vir my en jou as gelowiges, om ten minste een keer 'n maand, maar meer, jy kan dit doen soveel as wat jy wil, maar om daai brood te breek en daai kelkie te drink en jouself te herinner aan wat Jesus gedoen het. Inteendeel, op 'n stadium toe die gelowiges in Galasiërs het hulle 'n ander evangelie begin glo as Jesus wat gesterf het. Hulle het dit op hulle eie manier ingekleer. En Paulus praat met hierdie Galasiërs in Galasiërs 3 vers 1, en hy sê vir hulle hierdie woorde, hy sê, Jesus Christus is tog so, hoor net hy sê, so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as te ware aan die kruis kan sien hang. Hy sê hierdie evangelie wat ek en jy glo in, gaan oor Jesus wat gesterf het. Ons kan nie op 'n ander plek begin eintlik as daar dat Jesus het gesterf nie. Dis waaroor dit gaan. En hy kom by hulle, hy sê eintlik vir hulle, hoe kan julle vergeet dat Jesus vir julle gesterf het? Hy sê, dis nie iets wat ons ooit mag vergeet nie. Inteendeel, elke dag van ons lewens kan ons onsself herinner en net sê, Here, dankie dat U vir ons gesterf het. Dis hoekom ons baie van die goed wat ons sing, gaan ook oor Jesus wat gesterf het. Want dit is iets wat ons onsself kan herinner, onsself net so 'n bietjie weer in daai wêreld insit van Jesus wat gesterf het. Elke keer as jy hierdie broodjie eet of hierdie kelkie vat en jy gebruik hom, dan herinner dit eintlik jou aan Johannes 3 vers 16 wat ons almal baie goed ken, wat sê God bewys sy liefde aan die wêreld, dat hy sy seun na die wêreld toe gestuur het, sodat elkeen wat in hierdie seun glo, nie verlore sal gaan nie, maar vir altyd saam met God kan leef, of soos wat die 83 vertaling sê, die ewige lewe kan hê. Elke keer as ons vanoggend hier gaan staan, en jy vat hierdie broodjie, en jy vat hierdie kelkie, jy gebruik hom en jy drink, jy eet die broodjie, eet die kelkie, dan herinner jou dit aan hierdie waarheid, dat Jesus, hy het jou nie net vergewe nie, maar hy het jou ook regverdig. Dis sommer net iets wat ek en Esther nou eendag sit ons en besig met 'n Bybelstudie en ons kom by hierdie gedagte van, jy weet, nie een van ons is onskuldig nie. Ons is almal skuldig. Die Bybel sê vir ons dat almal van ons het gesondig. Dis net wat dit is. Maar die Bybel leer ons dat Jesus het gekom, hy vergewe ons sondes en hy regverdig ons. Hy maak ons reg met God. Hy plaas ons weer in die regte verhouding met God. En as jy vandag, en ons het baie by die Bybelskool die laasweek daaroor gepraat, as ek en jy vandag sterf, en ons staan voor God, en ons word die vraag gevra, en ek is nie seker of ek dink nie ons gaan die vraag gevra word nie, maar kom ons sê, jy staan daar, en hier is dit, nou lag ek nou die dag, hulle vertel, ek nou nie my draad verloor, maar hierdie ou kom in die hemel,
en nou staan hy daar, nou sê hulle vir hom, voor hy kan ingaan, moet hy net 'n woord spel. Hy sê, nee, wel, hy was nie so goed met spelling gewees nie, maar, en die engel sê van, nee man, moenie worry nie, is nie so moeilik nie, spel vir my liefde. En die man spel L-I-E-F-D-E, jy weet, liefde. Ja, sê Petrus vir hom, jy is welkom, jy kan ingaan. En volgende lei 'n klok, en Petrus sê, man, staan jy net hier, so en die volgende een wat inkom, moet jy net dieselfde vraag vra. Ek gaan, vra net om 'n woord te spel, ek moet nou gou gaan, daar's iets anders wat my aandag nodig het. Nou staan die man, en die volgende hier kom sy vrou aan. En hy sê, nou wat soek jy hier? Sy sê, nee man, jy's nou in die hospitaal dood aan 'n hartaanval, en toe ek terugry, toe is ek in 'n kar ongeluk en ek is dood. Nee, sy sê, nou is ek hier, ja, sê, maar jy moet net 'n woord spel. Sy sê, ja, maklik, wat se woord moet ek spel? Ek is nog altyd goed met spelling. Hy sê, Tsjechoslowakije, spel vir my Tsjechoslowakije. Okay, wat is nie? Tsjechoslowakije, alright. Dit is net 'n slegte grappie. Maar as jy nou daar kom, en jy word die vraag gevra, hoekom is jy hier? Hoekom moet jy ook in die hemel toelaat? Dan is die antwoord eintlik hierop net omdat Jesus my vergewe het en my geregverdig het, omdat Jesus vir ons gesterf het. Dis eintlik geen ander rede of rede, ja, enige ander rede hoekom ek in die hemel moet wees as net hierdie waarheid dat Jesus het vir my gesterf. Sy bloed vir my gestort. Eintlik letterlik soos wat die Bybel ons leer, my skoon gewas, en ons verstaan nie is altyd die implikasie daarvan nie, maar eintlik beteken dit, ek is geregverdig. Ek is reg met God, en ek's reg met mens. 1 Johannes 1 vers 7 sê, as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap, en hoor net hoe mooi is hier, hy sê, en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Dis wat gebeur wanneer ek vandag nagmaal gebruik, selfs wanneer ek bid. Elke keer as ons nagmaal gebruik, herinner ons dat ons vergewe is, dat ons genees is, dat ons oorwinning het. Wanneer ons nagmaal gebruik, moet ons onsself hieraan herinner. En ek het sommer net gaan dink, met die gedagte van ek wys vir almal. Wonder ek, wat wys ek vir almal? En ek sommer net so 'n paar gedagtes. Die heel eerste gedagte, wat jy jouself vanoggend moet wys, en jouself herinner aan is dat jy 'n kind van God is. En ek weet nie altyd of ons verstaan wat 'n ongelooflike voorreg dit is nie. Johannes 1 vers 12 sê dit as volg. Hy sê, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Inteendeel, jy weet ek luister so baie na goed, maar hoe dit baie kerke ons leer om te bely dat ons sondaars is, bely dat ons alkoholiste is, bely dat ons, jy weet, al die afhanklikhede bely. Maar hoe dat die Bybel kom en sê, eintlik is hier een ding wat ek en jy elke dag van ons lewens moet bely, erken, vir onsself herinner, net dat, en dit is dat ons die reg het om onsself 'n kind van God te noem. Praat nou die dag en ons vertel van, ja, maar wat van mense wat sonde doen, en nie is die ding van sonde, want elkeen van ons wat kinders het, of 'n kind is, en elkeen van julle is 'n kind is, jy weet, dit maak nie saak hoe stout jou kind is, dit bly jou kind, dis 'n stout kind, maar dit bly jou kind, en dit bly iemand wat ek van my hart glo, ons altyd lief voor sal wees. Partykeer stel hulle jou te leer, partykeer weet nie, presteer hulle nie soos wat jy hoop hulle moet presteer, wat dit ook al mag wees, maar dit bly jou kind, en hulle, dit maak nie saak nie, dis 'n stout kind, maar dit bly jou kind, en dis die waarheid wat ek en jy moet leer. Inteendeel, die hele gedagte van waar ons elke dag moet bely dat ons sondaars is, en sonde bly, en sonde leef, en sonde doen, ons moet daai streep trek, want dis nie wie ons is kinders van God. Hoekom sal ons onsself iets anders noem, as wat die Bybel sê ons is? Ons is wie God sê ons is, en God sê, ons is kinders van God. Maar 'n ander gedagte, wat so belangrik is die gedagte dat my sonde vergewe is. 1 Korintiërs 11:26 sê, wys julle vir almal dat hy gesterf het om vir julle sondes te betaal. Dink baie keer, en dis 'n moeilike ding, want baie keer dink ek, en ek glo God het ons klaar vergewe, selfs mense het ons vergewe, en dan sukkel ons nog om onsself te vergewe.
Ons sukkel om na onsself te kyk op 'n ander manier as sondaar. Ons kyk baie keer na onsself en ons dink, ag, want ons vergelyk onsself so baie, maar iets wat die nagmaal vanoggend in jou moet inspreek, is die feit dat jy 'n kind van God is en dat jou sondes vergewe is. Inteendeel, wanneer jy die Nuwe Testament lees, dan praat die Nuwe Testament eintlik net van een soort sonde, en dis sonde wat deur Jesus hanteer is aan die kruis. Daar's nie onvergeefde sondes in die Bybel nie. Dis sonde wat vergewe is. Hy sê, as jy jou sondes bely, in 1 Johannes 1 vers 8, 9, hy sê, dan is hy getrou om jou sondes te vergewe. Dis wat God doen. As jy sondes bely, vergewe hy jou. En dan nog 'n gedagte, so ek is kind van God, my sonde is vergewe, maar 'n belangrike een is ook dat ek die ewige lewe het. Dis in die week het ons 'n begrafnis en ek weet nie, jy weet in 'n oomblik staan ek daar. En ek dink sommer net, want jy sien, ek glo altyd dat 'n begrafnis herinner ons aan twee goed. Dit herinner ons aan die feit dat ons sterflik is. Met ander woorde, dit herinner jou skielik aan die dood. En ek weet almal van ons nou nie elke week by 'n begrafnis nie, maar as jy nou gereeld by 'n begrafnis, elke begrafnis wat ek moet hanteer of by is, herinner my daaraan dat ek sterflik is. Sê vir my, jy gaan sterf. En ek weet nie of julle dit weet nie, maar die statistiek rondom dood is nogal redelik indrukwekkend. As ek reg is daar min of meer 2 persone waarvan ek weet wat nie dood is nie. En dit is in die Bybelse tyd gewees. Verder van toe af tot nou toe 100%. 10 uit elke 10 mense sterf. Dis ongelukkig hoe dit is. Selfs mense wat gesê het hulle gaan vir ewig leef het nie. Hulle leef nie meer nie. Maar ek dink daaraan en ek besef die dag as 'n mens, dan word dit seker meer relevant. Die dag as jy dood, jy weet, en die mense wat is die vraag ewe skielik. Hier nou, waar is hy nou? En is nie iets wat ons elke dag aan dink nie. Ek het al hier vir julle gesê, dit is eintlik so belangrik dat ek en jy so bietjie sal dink oor die dood. Want dood is werklik. En hier kan ons nou kyk na die heel jongste en die heel oudste onder ons. En ons kan nie nou hier uitstap en sê, okay, hy is volgende nie. Miskien sou dit makliker gewees het, want ons geweet wie is volgende. Maar ons is nie daar nie. En een van die goed wat jy vanoggend wanneer jy hierdie broodjie eet en hierdie kelkie drink, is om jou te herinner aan hierdie gedagte. Johannes 3 vers 16 wat sê, hy het sy enige woord in gee sodat elkeen wat hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, want dit is belangrik die dag as jy doodgaan dat jy iets van daai sekerheid ook in jou lewe sal wees. En ek is nooit die ou wat jou met vrees wil kry om die Here te dien nie, maar dit is 'n waarheid. Ek sien nie Vrydag toe ek by daai begrafnis staan en ek is gereeld by begrafnisse. Miskien meer as almal van julle hierso. En elke keer wanneer ek daar is, dan is daar 2 goed wat die mens gaan sterf en die tweede ding is dat die lewe is so kosbaar. Maar ek kan nie leef as ek nie gemaklik is met hoe ek gaan sterf nie. Iewers moet ek en jy vir onsself sê, ek het die ewige lewe. En nagmaal moet jou aan dit herinner. En nog 'n ding wat so belangrik is, en dit sluit maar aan by die feit dat ek 'n kind van God is, maar wanneer ek nagmaal gebruik, dan wys ek vir almal dat ek aan God behoort. En ek wil so 'n oomblik vat oor dit, want jy sien, dit is maklik om dit te dink, ek behoort aan God, maar presies wat dit beteken. As jy my ken, sal jy weet, ek dink my gunsteling Psalm is seker Psalm 100. Op Psalm 100 vers 3 spesifiek hierdie woorde van Psalm 100 wat sê, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. En ek oordryf nie as ek vandag hier staan en ek sê vir jou dat hierdie Psalm bid ek ten minste 1 keer 'n dag, dink ek. Want in elke oomblik waar ek myself kan kry, dan sal ek hierdie bid en sê, Here, ek erken dat U God is. Want in daai belydenis, daar's altyd vir my berusting daarin, ek erken dat U God is. Dis wat ek aan die begin gesê het toe ons gesing het, God is God. En by my is daar, ek weet nie wat hier in my hart en my gees gebeur wanneer ek daai woorde sê nie. Dis amper net 'n bietjie van 'n diep asemhaal en stadig uitblaas met daai wete dat God God is.
Maar die tweede gedeelte van hierdie sê, luister mooi, hy het ons gemaak, en ek bid dit maar altyd, hy het my gemaak, en ek is joune. Dis my gebed. So wanneer ek vir jou sê, en dink bietjie daaroor, ek sê vir jou, dat wanneer jy die nagmaal gebruik, met jouself herinner daaraan, dat ek behoort aan God. In die eerste plek behoort ek aan God, want hy het my gemaak. Dis 'n verstommende gedagte hier om in jou kop te hê. God het my gemaak. Hy vanoggend, en is nou niks, dis eintlik net mooi, en Pieter stuur 'n song, wat iemand daai van, die song is net soos u wil, en julle ken die song, net soos u wil, Heer, doen dit met my, vorm my en maak my, ek is, wat is die pottebakker, ek is die klei, vorm my en maak my. En ek hoor Esther speel dit, en ek is nie seker waar sy het kry nie, maar toe ek bietjie later maak ek my WhatsApp op, en hier is dit nie, dit kom van Pieter af, en ek luister, is mooi, baie mooi, iemand het dit so bietjie gejazzify, nie gejazzify, net 'n bietjie vinniger gemaak, jy weet. En iets wat ek weet, in daai oomblik, dink ek, joh, dis 'n gevaarlike song om te sing. En ek wil vir jou verduidelik, hoekom dink ek so? Doen slegs u wil, Heer, u wil met my. Vorm my en maak my net soos u wil. En ek besef op daai, toe ek net sê, ek hoor dit daar in die kombuis speel. En ek besef in daai oomblik, dat is gevaarlik, want God se wil en my wil is nie altyd dieselfde nie. Weet, my wil vir my lewe is net dat dit, onthou ek het verlede week gesê, dat dit net so moet gaan. Eintlik so, net altyd beter. God se wil vir my lewe is die dale en die berge. God se wil vir my lewe is partykeer dat ek deur 'n smeltoond moet gaan, partykeer deur 'n woestyn moet gaan, partykeer deur 'n krisis moet gaan, partykeer 'n uitdaging. Dis God sê leef die lewe, want die lewe is nie net altyd wat sê ons maanskyn en rose nie. Inteendeel. En ek het dit nou al bewys hier. So sê almal van julle wat geen probleme in julle lewe ooit gehad het, nie steek julle hand op. Dan kom vat jy die mikrofoon en preek verder, want ek het niks om julle te leer nie. So ek sê dit, mooi song, en ons het dit gesing, ons het daai song, kan julle onthou, ons het daai song, doen slegs die wil, ons het dit gesing, ons sing nie meer so baie nie, maar miskien kan ons dit sing, maar jy moet dit sing met versigtigheid, want God het my gemaak en ek is syne, en eintlik op 'n manier kan hy met my maak en doen net wat hy doen ook. Hy is 'n beheer van my lewe. Maar iets tref my vanoggend, ek dink daaroor, want hy het my gemaak, so ek behoort aan hom. Maar daar's nog iets, en dis die tweede, hy het my ook gekoop, is eintlik net amazing om te dink, hy het my gemaak, en dan koop hy my ook, so ek behoort nog 'n keer aan hom. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, julle is gekoop en die prys is betaal. 1 Petrus 1 vers 9 sê, inteendeel julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam, wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. So iets wat ek net aan dink, en ek wil jy moet ook aan dink is, ek behoort aan God, want hy het my gemaak, Psalm 100 vers 3. Maar ek behoort ook aan God, want hy het my gekoop. Hy het die prys betaal vir my. Dis letterlik, ek was op 'n mark, is 'n slawemark, ons ken nie eens ons verstaan dit nie, in my hele wese kan ek nie dink dat iemand 'n slaaf is en hy word verkoop vir 'n prys, en daai ou wat hom koop kan met hom maak net wat hy wil. So dis die tweede koop. So God maak my, maar hy koop my ook met die bloed van Jesus Christus, so ek behoort dubbel aan hom. Maar nog steeds is dit nie einde nie, want ek besef ook, dat ek ook myself aan hom gegee, dis wat Romeine 12 vers 1 sê, hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God. So ek behoort eintlik drievoudig aan God, hy het my gemaak, hy het my gekoop, en ek het myself aan hom gegee. Ek is letterlik, soos Psalm 100 sê, ek is syne. Ek is syne. Dis verstommend, en ek dink daaroor, en ek weet, hierdie is goed wat ons eintlik almal ken en verstaan, en dit, maar vanoggend, terwyl ek dink aan nagmaal, en vir my die week 'n bietjie daaroor, die gedagtes rondom dit, hoe fantasties om te weet ek is 'n kind van God, hoe fantasties om te weet my sonde is vergewe, hoe wonderlik is om te dink, ek het die ewige lewe, maar ook hoe wonderlik is om te dink, ek
behoort aan God. Ek is in sy hande. Die Bybel sê, niks sal ons uit sy hand uitruk nie. Die Bybel sê, hy sal ons nooit in die steek laat nie. Hy sal altyd met ons wees tot aan die volëinding van die wêreld. Dit is so fantasties om dit te weet. So hierdie goed, wanneer ons vanoggend kom, en ons vat hierdie broodjie, en ons vat hierdie kelkie, dan is dit goed waaraan jy jouself moet herinner. Dis wat dit vir my, dis wat dit vir jou moet sê. En jy moet jouself daaraan herinner. En dan in die laaste plek, en ek het eendag al hieroor gepraat, maar die vraag is, so vir wie wys ek? Want dis wat die Lewende Bybel sê. Hy sê, ek wys vir almal. Nou dink ek, vir wie almal? So vir wie wys ek? En ek besef, die heel eerste persoon wat jy hierdie goed moet wys, is jouself. Jy moet jouself daaraan herinner. Jy moet vir jouself so nou en dan net sê, ek is 'n kind van God. Jy moet jouself herinner daaraan. Jy wys vir jouself, wanneer jy die nagmaal gebruik, my sondes is vergewe. Wanneer jy die nagmaal gebruik, dan bely jy eintlik, ek het die ewige lewe en ek behoort aan God. So jy wys heel eers vir jouself. Maar dan ook vir almal van ons wat hier is, jy wys ook vir ander gelowiges. Wat het die 1 Korintiërs 12, hy sê, ek wys vir almal wat die dood van Jesus Christus vir my beteken. Op 'n manier, wanneer ek nagmaal gebruik, dan wys ek maak erns daarmee vir almal wat wil kyk. Maar ek wys ook vir ongelowiges. Want dit is belangrik dat ongelowiges ook by ons sal sien wat Jesus vir ons beteken. Dit is, jy weet, dis een van die, en ek weet, partykeer is dit sommer maar net gewoonte, maar daar's party gewoontes wat regtig goed is. En dis wanneer ons op 'n plek is, en ons kry kos, en ons vat hande, en ons sê, kom ons bid net saam. En jy gee nie om wie daar is nie. En wanneer mense daar is, wat nie noodwendig bid voor hulle eet nie, jy ken hom, het jy al daai geval gehad, hierdie ou is al halfpad deur sy bord kos, as jy sê, nee, kom ons gaan nou eers bid, jy weet. So, ja, jy weet, jy kan sommer net sien, hierdie ou het nou eintlik nie idee wat nou gebeur nie. En dan vat ons hande en ons bid. Wat is ek besig om te doen? Ek is besig om te wys wat God vir my beteken. Ek wys vir hom dat ek is dankbaar vir hierdie kos wat ek eet, en verstaan dat net die voorreg om te kan eet, maar om kos te hê om te eet, is 'n gawe uit God se hand. Ek is dankbaar daarvoor. So wat doen ek? Ek wys vir ongelowige en gelowige wat die dood van Jesus Christus vir my beteken. Maar ek besef ook dat eintlik wys ek ook vir die duiwel. Ons het mos 'n begrip daarvan, daar is 'n bose mag, en daai bose mag moet kennis neem waar ek staan in my verhouding met God. En wanneer ek nagmaal gebruik, of dit nou hier is vanoggend, jy en jou vrou en kinders vanaand by die huis, of 'n woensdag aand, of wanneer ook al, sê kom net voor ons eet, kom ons breek 'n brood en ons gebruik nagmaal. Herinner ons osself wie ons is, maar ons wys ook vir die duiwel wat die dood van Jesus Christus vir my en vir jou beteken. Jy kan dit maar doen. En eintlik kan jy dit gereeld doen. En eintlik moet jy dit gereeld doen, want jy herinner jouself, jy herinner ander gelowiges, jy herinner ongelowiges, en jy wys vir die duiwel, en dan die laaste plek, wys ons ook vir God, ons Vader, wat dit vir ons beteken. Eintlik op 'n manier sê ons, wanneer ons nagmaal gebruik, is dit met dankbaarheid teenoor 'n groot, almagtige Skepper God. Wat eintlik soos wat Psalm 2 vir ons sê is, wat is die mens dat u aan hom dink? Eintlik wys ons vir God, wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, dan kom ons eintlik, en eintlik van die ander teksverse sê, ons kom met danksegging, ons kom en sê, Vader in die hemel, dankie vir wat u vir my doen, deur hierdie tafel. En dis hoekom ek en jy, wanneer ons nagmaal gebruik, nooit mag minag nie. Hierdie is 'n belangrike deel van my en jou lewe. Hierdie is 'n oomblik waar ons onsself herinner aan die waarheid van God se woord, die waarheid van die evangelie, die waarheid van God se liefde vir die mens, die waarheid van God se betrokkenheid by die mens. Ek wil jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik daar, want dis vir 'n oomblik is hierdie 'n persoonlike ding. Is iets waar jy net moet jouself wys, jouself herinner aan wat beteken die dood van Jesus vir jou. Dis eintlik so amazing waarheid hier. Hierdie hele gedagte van Jesus wat vir ons gesterf het. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net die vraag eintlik half antwoord. As jy hierdie brood vanoggend eet en jy drink van hierdie beker, wys jy vir almal dat hy gesterf het om vir jou sondes te betaal. Dan wys jy vir almal wat die dood van die Here vir jou beteken.
En vanoggend wil ek jou so 'n oomblik gee, net om te sê, Here, dankie vir my persoonlik. Vergeet van ander, net vir my. Here, dankie dat U my so lief het, dat U Jesus gestuur het om vir my te sterf. Jesus, dankie dat U my so lief het, dat U bereid was om te sterf. En Here, dankie met die prys wat U betaal het. Hy het soveel vir ons as mense bereik. Hy het my 'n kind van God gemaak. Hy het my sonde vergewe. Hy het my ewige lewe gegee. En ek behoort aan U. Met alles wat ek het, met my probleme, met my blydskap, met my hartseer, met my oorwinnings, Here, alles in my lewe behoort aan U. Met alles wat ek het, behoort ek aan U. En daarom was ek so dankbaar daarvoor. So Vader, wanneer ons hierdie nagmaal vanoggend gebruik, dankie dat ek myself kan herinner aan wat U vir ons gedoen het. Dankie dat ek vir ander kan wys hoe belangrik die dood van Jesus vir my is. Dankie dat ek ook die duiwel kan wys aan wie ek behoort. Ek is God se eiendom. Daarom het die duiwel geen reg of sê oor my nie. God is my Vader en ek het die reg om myself 'n kind van God te noem. Vader, ek dankie dat ons as gemeente ook vanoggend hierdie tafel kan gebruik. En ek vra, Here, in ons saam gebruik van dit, Here, dat U dit ook seën in ons gebruik en in ons saam wees, in Jesus naam. Amen.